Goeiemôre, dit is dan vanoggend 13 Augustus 2026, ons is nou by lesing 88 van boek 4 van die Groot Johannes Evangelie. En Joshua het ons gister 'n paar riglyne gegee oor hoe ons die Ou Testamentiese deel van die wet moet lees, en dat hy gesê het dat dit als in beelde gegee is, wat op daardie tyd die manier van spreek was. So Moses, baie mense sê, jy verstaan nie die skepingsverhaal van Moses nie, want die ding maak net nie sin nie. Ja, dit maak nie sin in die natuurlike waarheid nie, maar dit maak baie sin in die geestelike waarheid. En daarom het hy die beelde vir ons gegee, en daarom kom Joshua en hy, wat aanvanklik dit ook gedikteer het aan Moses toe hy dit neergeskryf het, verklaar ons dan die beelde vandag. Gister het ons so 'n bietjie verklaring gekry, nou gaan hy verder. Opskrif van hoofstuk 1:6-2 is die skepping van Adam en Eva. Ek, Joshua, sê, volgens die maatstaf van die feitelike wêreldse verstand, is jou opmerking oor Moses nie so erg nie. Maar beoordeel met die verstand van die Gees, is Moses heel wat anders as wat die woordelike inhoud van die bewoording jou sou laat glo. Oorigens verskil die woordelike inhoud van die eerste tekste nie soveel van die latere tekste as wat jy dink nie. Want die latere tekste is meer 'n kommentaar op die eerste tekste en gee 'n nadere beskrywing van die wyse waarop, weliswaar in 'n geestelike sin, die wording van die mens plaasgevind het. Nou hier gaan dit hoofsaaklik oor die twee skepingsverhale in Genesis 1 en Genesis 2. En soveel mense sien dit as twee gebeurtenisse. Eers was daar 'n mens geskape, en toe in Genesis 2 is daar ander mens geskape, wat dan nou Adam en Eva is, en wat in die tuin gebly het. Maar dit is 'n kommentaar op die eerste skepping, net soos wat hy verder ontwikkel het. Want daar was 'n ontwikkeling in Adam en Eva se aanvanklike skepping. Daar is net een skepping, daar is een mensepaar op die aarde neergesit, wat dan die vader en moeder van die Adamitiese nageslag was. Weereens vir die nuwe mense, Adam, Adamit, beteken eerste, dis die A, en Dam in Hebreëus is blosend. So dit is die eerste blosende wese, waaruit afgelei kan word dat daar voor hom ook ander wesens op aarde was, wat nie kon bloos nie, wat nie lig gehad het nie, en ons noem hulle pre-adamitiese wesens, wat in 'n vorige bestaansperiode 'n ander doel gehad het op aarde as die doel van Adam en Eva. Adam en Eva se uitsluitlike doel was om houers vir die goddelike gees te wees en mense te lei, siele wat geval het met die groot val van die geeste, siele daarin ryp te maak in hierdie Adamitiese nageslag, sodat hulle weer kon terugkeer na die ewige vaderhuis, waaruit hulle vrywillig weggeloop het. Op welke wyse die wording wat die natuurlike proses aanbetref, verstaan moet word, het ek julle vir sover dit voorlopig vir julle noodsaaklik is, selfs al gedurende hierdie nag alreeds laat sien. Onthou julle hoe Vader gewys het, dat die hele donkie tot 'n skepping gekom het, deurdat hy net die materiële dinge, die skepingsboustene gebruik het, wat sulke klein vurige, klein slangetjies was, of sulke krioelende vingertjies, en so het hy 'n skepping voor hulle oë laat ontstaan, sonder dat die esel wel in 'n baarmoeder van 'n moederesel was. En dit is hoe hy die skepping in bestaan roep. En Mathael, wat baie vertroud is met die kennis van die analogieë
het julle 'n dag gelede ook vertel hoe die geskrifte van Moses verstaan moet word. En ek moet jou, vriend Sirenius, nogmaals sê dat jy werklik in alle erns baie kort van geheue is. Wel het ek voorheen jou geheue nuwe lewe ingeblaas, en kan jy jou daarin nou, as jy regtig wil, 'n bietjie vryer beweeg. Maar om jou twyfel oor die Mosaïtiese menseskepping reg te wys, wil ek jou nog soveel daarby vertel, dat jy en ook nog talle ander daaruit sal kan aflei, waaroor dit hier met hierdie saak nou eintlik gaan. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons hierdie ding verduidelik kry deur Yeshua, Jesus self. Kyk, alles wat Moses met sy skepingsgeskiedenis sê, en eintlik wil sê, het in die eerste plek enkel en alleen betrekking op die opvoeding en geestelike vorming van die eerste mense as sodanig, en net by wyse van analogie, ook op die van die allereerste mensepaar. Liggaamlik is Adam verder wel uit die eterdele van die fynste leem, deur my wil geskape, en gevorm volgens die geldende orde, soos wat ek julle dit nou getoon het. En toe hy deur ervaring deur my wil eenmaal so kragtig geword het, dat hy om hom heen 'n uiters intensiewe uiterlike lewenssfeer gevorm het, en hy op 'n keer moeg van die werk en die reis in diepe slaap val, was die tyd ryp om 'n natuursiel, wat saamgestel was uit al die natuurlike vlakke, wat aan julle bekend is, in die uiterlike lewenssfeer van Adam te plaas. Hierdie siel begin, terwyl sy haar in die uitstralende lewenssfeer van Adam bevind, dadelik uit die uitstralende deel van Adam, oftewel uit sy oorvloedige lewensdamp, wat vir haar uiters lieflik was, 'n liggaam te vorm volgens my wil en my orde, soos wat hedendaags siele van gestorwenes dit nog gewoonlik doen, as hulle vir enige oomblikke aan die mense wil verskyn. Binne 3 dae was sy heeltemal daarmee klaar. So hier kom nou vir ons baie inligting na vore, en dit is dat Eva was 'n natuursiel. Sy was 'n siel van onder, terwyl Adam 'n siel van bo was. En sy lewensdamp of sy uitstralende lewenssfeer is niks anderste as sy siel se aura nie. En hierdie siel van Eva het haar binne in hierdie aura begin vorm met Vader se wil, en so het daar 'n vlees uit sy vlees, been uit sy gebeente ontstaan, en het hierdie maat van hom nou uiteindelik buite hom verskyn, en hulle kon mekaar nie uitlos nie. Dit was liefde op die eerste oogopslag. Toe Adam daarna ontwaak, sien hy vol verbasing en vreugde sy ewebeeld naas hom, wat hom natuurlik uiters toegedaan was en moes wees, omdat sy liggaamlik ook uit sy wese afkomstig was. In die omgewing van sy hart voel hy wel iets drukkends, maar dit was heel aangenaam. Ook voel hy by tye 'n soort leegheid. Dit was die begin van geslagtelike liefde, en hy kon die beeld, wat hy dadelik so bekoorlik vind, nie weer loslaat nie. Waar hy gaan, volg die vrou hom, en gaan die vrou ergens heen, dan kon hy haar beslis nie alleen laat gaan nie. Hy voel die ware en die liefde van die vrou, en sê daarom in 'n oomblik van heldersiendheid: ons, ek 'n man, en jy 'n vrou, wat volgens Elohim se plan ontspruit het aan my ribbes, in hakies in die hartstreek, is sodoende een vlees en een liggaam. Jy is die lieflikste deel van my liggaam, en so sal dit verder bly, en die man sal vader en moeder,
in hakies beteken dit sy manlike erns en sy sorg, verlaat en sy vrou toegedaan wees. As daar egter staan dat Elohim by Adam daardie deel met vleis bedek het, waar hy die rib by hom weggeneem het, dan sal tog hopelik niemand van julle so dom wees, om aan te neem dat Elohim Adam werklik verwond het, om van hom 'n rib af te neem, om uit die kleine rib 'n volwasse vrou te laat ontstaan nie. Nou so baie mense vandag glo dit presies, omdat hulle die natuurlike van die woord niks anders te sien as dit nie geestelik nie. Ons kyk wat verduidelik Vader hier. Die ribbes is 'n uiterlike stewige beskerming van die tere innerlike lewensorgane. Die ribbes beskerm alles wat sag en teer is, soos die hart, die lewer, die longe, al die dinge wat in die borskas lê. As Dawid sê, Elohim, ons vaste burg of vesting en 'n sterk skild, is Elohim dan werklik 'n vaste burg wat uit louter vierkantige klippe gebou is, of 'n groot ysterskild? So is dit ook met die rib waaruit Eva sogenaamd sou afstaan. Hierdie rib is slegs 'n simbool vir die saak waaroor dit gaan, en dit is Adam se innerlike kragtige liefdeslewe. En die rib as beskerming van hierdie lewe word deur Moses in die skrif ten eerste opgeneem, omdat dit die lewe beskerm, en sodoende omdat dit 'n uiterlike skild van die lewe is, dit ook as beeld voorstel, en ten tweede omdat later 'n goeie, troue en liefdevolle vrou ook as 'n beskerming, skild en beskutting van die lewe van die man te beskou is, en daarom simbolies ook heel goed as 'n rib van die man gesien kan word. En ten derde, omdat die uitstralende lewenseter vir die innerlike natuurlike lewe van die siel ook 'n geweldige beskerming is, waarsonder die mens geen 10 sekondes lank sou kon lewe nie. Nou hierdie lewenseter, in Duits is dit, Johan, help my daar, wat is daai woord? Open lebensader, waarmee bedoel word 'n eteriese stralingsveld wat vanuit die liggaam van mens, dier en plantplaneet na buite tree. Ons het 'n ander eenvoudige naam daarvoor, ons noem dit 'n aura, is 'n uitstraling. As ons mekaar in die geestelike sfeer nou kan sien, het elkeen van ons 'n uitstraling. En die uitstraling is 'n kombinasie van daai 7 kleure van die reënboog wat bo op die bord is, wat 7 energiepunte van jou siel voorstel, waar ons oor baie al gepraat het, waar die eerste ene is reg bo op jou kop, dan hiervoor by jou tussen jou oë, in jou keel en in jou hart, dan in die maagholte en dan in die bietjie laer af by jou naaltjie en dan in die bekken is die laaste een, of afhangende hoe jy dit wil sien, die eerste ene. En daai uitstraling sweer word dan gevorm as die siel die eienskappe doen waarvan wat daardie kleure voorstel. En dit is liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Dit is wat die siel moet uitstraal om 'n lewenssweer te vorm. En as daar nie 'n lewenssweer is nie, of 'n swak lewenssweer is, dan is so 'n siel baie vatbaar vir verkeerde indrukke. Want vir elke eienskap van daai 7 goddelike eienskappe is daar 'n teenoorgestelde wêreld Satan eienskap. Soos die teenoorgestelde van liefde is eie liefde. Barmhartigheid is onbarmhartigheid. Geduld is ongeduldigheid. En so as jy hulle almal so ontleed, sal jy sien, dit is vandag die gees van die wêreld.
En dit is vandag die gees wat in omtrent elke mens is wat in die wêreld is. En daarom straal hulle geen lewenseter meer uit nie. En Yeshua kan met reg sê dat hulle nie 10 sekondes meer in die lewe is nie. Die lewe is wanneer jy by Vader en sy orde is. Jy leef nog, jy is op aarde, jy het nie jou asem uitgeblaas nie, maar jy leef nie. Want jou lewenseter is dood. Dit skyn geen lig uit nie. Dit is eintlik duisternis, en almal weet dat duisternis is 'n gebrek aan lig. Swart is nie 'n kleur nie. Swart is die gevolg van geen kleur nie. So, onthou dit, dat hierdie eerste menspaar, Adam het 'n hoogs uitstralende etersweer gehad, en Eva is daarin geskep, en sodat sy ook, alhoewel sy 'n siel van die aarde was, kon sy nou in staat word, deur Adam se een wees met haar, om ook die koninkryk te beerwe. Maar sy was nog steeds die swakste deel van hierdie eerste gesinnetjie, en dit is ook deur haar waar die sonde gekom het. Vers 11, so het Eva dan, wat betref haar tere liggaamlike wese, ontstaan uit Adam se oorvloedig uitstralende lewenseter. En omdat hierdie lewenseter haarself versprei vanuit die omgewing van die ribbes en die borskas en die mens sodoende ver van alle kante omgeef het, kon Moses, wat heel goed geweet het om vergelykende beeldspraak toe te pas, Eva heel tereg uit 'n rib van Adam laat ontstaan het, en deur Elohim die wond van Adam met die vlees van Eva laat toemaak, of daardeur laat vervang het. Want Eva was immers die vlees wat uit die uitstralende lewenseter van Adam ontstaan het, waarmee Elohim Adam dit wat hy van sy uitstralende lewenseter afgestaan het, vergoed en op die wyse die wond toedek met die vir Adam hoogs aangename vlees van Eva, wat dan eintlik ook vlees van Adam was. So kan 'n mens sien dat daar eintlik 'n skeiding plaasgevind het in hierdie Adamiese wese, die aanvanklike geskape wese, en dat Vader deur sy wil 'n vleesomhulling om hierdie Eva wese gevorm het, wat afstam vanuit Adam, en hy herken haar buite hom as deel van hom, en hy het haar dadelik baie lief gehad, en sy vir hom, want hulle was een. En so het die eerste ouerpaar ontstaan, nie uit 'n rib, soos wat dit letterlik daar geskryf staan nie. Die rib stel die beskerming van die sagtere dele van die mens voor. En soos wat die man die hoof van die huis is, so is die vrou wel onderdanig aan hom, maar altyd onthou dat sy uit die hart geneem is, en nie onder die voet nie. Want baie mans dink dat hulle vrouens wat hulle geneem het, onder die voet uitgekry het, en daarom met die voet bo op hulle staan, en hulle vertrap. Dit is glad nie die geval nie. Eva is juis die ribbes van Adam. Dis juis die beskerming wat Vader vir die mens gegee het, vir die man, om die fynere aanvoeling van die vrou daarna te luister, wanneer sy vir jou waarsku en sê, hoorie, my 6de sintuig, my gevoel hier in my hart, sê, jy moet nie dit doen wat jy nou beplan om te doen nie. Loop weg van hierdie ander mense af wat jy nou mee besigheid doen, byvoorbeeld. En dan moet die man luister, want die vrouens, julle is baie fyner ingestel vir die stem van die gees as die man. Dit is maar net so. Deels dink ek, omdat die gees, die trooster, 'n vroulike uitwaseming het, en die vrou dit makliker optel as die man, en ons moet baie keer
ek weet in my lewe was het ek maar net geluister na Erna. Maar ek het, nou ja, later het ek dit nie meer so gedoen nie, ek het geluister. En dan is dit net asof alles verbeter in jou lewe. Want Vader het die huwelik, die man en vrou, dit is die huis wat op aarde gestig is. Hy het nie iets anders gestig nie, hy het een man, een vrou gegee, en hulle sou een huisgesin verwek, kinders, seuns en dogters. Dit is die struktuur van Vader se aardse huis, is die gesin. En daarom, as ons 'n gemeente het, dan bestaan dit uit gesinne uit. En nooit ooit kan daai gesinstruktuur vernietig word deur allerhande gruwels wat nou ingevoer word, soos homoseksualisme, veelwywery en geslagtigheidsverandering en al die goed wat vandag algemeen gebruik word vandag om te sê dit is in Vader se orde toegelaat. En die belangrikste een wat mense nie meer oor omgee nie, en dit is verbastering. Want Adam sê, uiteindelik staan hier vlees van my vlees, been van my been. En dit is wat ons weer huweliksmaats moet gaan soek, of huweliksmaats gaan soek, in jou eie vlees, in jou ras, in jou geskapenheid. Dit is die orde van Vader. Maar vandag is die orde feitelik totaal en al vernietig, en daar is seker meer as 7 miljard van mense op aarde wat nie meer in die oorspronklike vorm, skepingsvorm van Adamiet meer eerste herken is nie. Ons gaan dan aan met die hoofstuk 163, die viervoudige betekenis van die Mosaïtiese skepingsgeskiedenis. So daar is 4 vlakke wat Vader nou vir ons verduidelik aan hierdie skepingsgeskiedenis. En daarom kan ons maar stry met mense, en partykeer is beide persone korrek, maar elkeen sien dit net op 'n ander vlak, volgens sy geestelike bevattingsvermoë. Nou praat Joshua weer, kyk, op die manier moet Moses gelees en met die natuurlike verstand ook begryp word. Sekerlik is daar ook nog 'n diepere innerlike suiwer geestelike betekenis, aan die hand waarvan die hele skepingsgeskiedenis hoofsaaklik gesien moet word as die skepende werk van Elohim, waarin hy die mense sodanig wil vorm, dat hulle homself en hom as hulle alles sal erken en lief hê. In die sweer wandel Elohim geestelik met Adam, en leer hy hom, gee hom wette, tigtig hom as hy fouteer, en seën hom weer eens, as Adam, of eintlik die eerste oermensdom van hierdie aarde, as hy Elohim erken, liefhet en binne sy orde leef. Ook al gebeur dit nie so seer op die materiële vlak nie, dan gebeur dit tog geestelik, en dit ook by nog baie suiwer onbedorwe en hoogs eenvoudige mense, heel sigbaar as iets natuurliks. Daarom kan mens Moses selfs op 4 maniere lees, en tog steeds goed en suiwer verstaan. Ten eerste, vanuit 'n suiwer natuurlike perspektief, wat 'n noodwendige wording laat sien in sekere periodes volgens die ewig onveranderlike orde van Elohim. Hierdie is 'n bron van kennis vir alle natuurwetenskaplikes, en daaruit kan hulle gevolgtrekkings maak, wat andersins onmoontlik as baie oppervlakkig kan wees. Langs hierdie weg kan hulle behoorlik baie ontdek, maar daarby tog nooit vaste en betroubare grond onder hulle voete kry nie. En dit het nou
in hierdie laaste 6000ste jaar waarin ons nou lewe, veral die laaste deel, het die natuurwetenskaplikes die skepingsverhaal totaal verwerp, omdat hulle nie die innerlike geestelike kan verstaan nie. En is ons nou in 'n posisie waar die skole die kinders leer dat al die mense het van ape ontstaan en dat daar evolusie was en het ons nou al hoe regopper begin loop en al hoe blanker geword en al die ander simpel dinge wat hulle leer. So dis waar ons nou is met die natuurwetenskaplikes. Hulle het hulle rug totaal op die skepingsverhaal gedraai en ek dink in Amerika is dit nou al so dat hulle dit nie mag verkondig nie. Miskien in ons skole ook, afhangend wie die onderwyser nog is. Ten tweede, sowel vanuit 'n natuurlike as 'n geestelike perspektief. Hierdie sienswyse wat eweneens die hoogste waarheid bevat, is vir die mense wat strewe na die welgevalle van Elohim die beste, omdat daar beide, sê maar hand aan hand, duidelik in daad en uiterlike verskyningsvorm, sigbaar en verstaanbaar word. En as jy hierdie skepingsverhaal wil gaan lees, in die natuurlike sowel as in die geestelike perspektief, hier is 'n boek beskikbaar op ons webwerf, www.nuweopenbaring.co.za, en die boek se naam is Elohim se huishouding, of huishouding van Elohim, boek 1, boek 2 en boek 3, wat vir jou alles gee in woordelikse teks tot na die vloed, wat alles gebeur het van Adam af tot na die vloed. Die val word verduidelik, die situasie met Kain word verduidelik, die stigting van die Chinese volk word verduidelik, die stigting van die Japaneese volk word verduidelik, en vele ander dinge wat vir ons nie sin gemaak het nie, word in hierdie boeke duidelik. Gaan lees dit gerus. Ten derde, suiwer geestelik, waarby die natuurlike verskynsels en die tydelike vorms en veranderinge daarvan algeheel buite beskouing gelaat word. Dit gaan daarmee net om die geestelike ontwikkeling van die mens, wat deur Moses heel treffend in die ooreenkomstige beelde uit die natuur weergegee is. Dit is die taak van alle godgeleerdes, aan wie die innerlike ontwikkeling van die mense toevertrou is, om dit te verstaan. Nou, jammer genoeg, hulle verstaan dit nie. En ons is so bevoorreg in hierdie gemeente, ons is nou by boek 4, maar ons het dit behandel, toe ons boek 1 behandel het hy vir ons die skepping in geestelike beelde weergegee, wat niks te doen het met die skepping van die aarde nie, maar alles te doen het met die skepping van jou siel, dat hy die lig en duisternis geskei het in jou siel, dat droë grond sigbaar geword het, dat plantjies op daai grond, wat vrugtebome van liefde is, ontstaan op 'n mens se innerlike grond of jou siel. En so het hy aangegaan en die hele skepping verduidelik aan die hand van die groei van die mens se siel tot by die punt van die 6de dag waar jy en ek 'n gelykenis van Vader word, na sy beeld geskape. En ons is jammerlik genoeg hier waar ons sit nou, nog glad nie sy beelde nie. Want as ons sy beeld sou wees, sou ons self God moes wees. En ons is dit nog nie, maar dit kan bereik word. Meestal eers in die hiernamaals, maar aan die einde van die tyd is daar vir ons 'n belofte gegee, dat die bruid van Yeshua sal weer eens daai vlak van geestelike ontwikkeling bereik, om met hom een te word. Vers 6, en ten slotte en vierdens, suiwer hemels, waar die meester alles in alles is,
en alles betrekking het op hom. Hoe die mens hierdie saak egter moet opvat en verstaan, kan julle nie vroeër begryp, voordat julle deur die volle wedergeboorte van jou gees een geword het met my, soos wat ook ek een is met die Vader in die hemel, maar met die verskil dat julle almal een met my sal wees, as afsonderlike persoonlikhede, terwyl ek en die Vader, wat my liefde is, met mekaar in 'n ewig enkelvoudige, een enkele persoonlikheid, volmaak een is. Nou, 'n paar maande gelede het Karen vir ons die lesings gegee, Joshua verduidelik die weg na eenheid met hom, en dit is absolute hemelse kennis, waar hy ons versoek om in ons gees te begin lewe, waar geen ruimtelike beperking jou keer nie, waar daar geen materie meer is nie, en waar daar ook geen tyd is nie, net die teenswoordige. En dit beteken as jy op daai vlak kan kom, dan kan jy een word met die hele geesteswêreld wat ons nie kan sien nie. En dit is die 4de vlak wat hy dan vir ons hier verduidelik. Maar dit is moontlik. Hy sê, as jy wedergebore is, die gees van waarheid het oor jou gekom en jy het een geword met hom, dan is alles moontlik. Nie maklik nie, maar moontlik. Vers 7, liewe vriend Sirenius, net hier 'n slukkie water vat. Liewe vriend Sirenius, nou hoop ek dat jy 'n beter mening sal hê oor Moses. Of dink jy soms tog nog dat Moses, na jou mening soos byvoorbeeld, 'n blinde nie geweet het wat hy geskryf het nie? Sirenius sê heel berouvol, meester, laat my nou beskaamd en stil wees en swyg, want ek sien my groot en grove onsin nou wel in. Ek wil van nou af aan slegs luister en self nie 'n woord meer sê nie. Toe kom Cornelius na my toe en sê, meester, staan my toe om tans, voor die son heeltemal opgegaan het, ook iets te sê, en 'n miskien nie al te onbelangrike vraag nie te stel, of eintlik 'n opmerking te maak. Joshua sê vir hom, gaan jou gang, wat jy op jou hart het moet gesê word. Cornelius gaan verder. Ek is daarvan oortuig dat dit met die geskrifte van Moses presies so gesteld is soos u ons nou so duidelik uitgelê het. En ons mense sou wel in staat kon wees om die eerste, tweede en derde betekenis deur ooreenkomstige beskouinge uit te redeneer. Want daar moet immers wel ooreenkoms wees tussen al die geestelike en die materiële. Maar wie behalwe u het die regte sleutel daarvoor? Wat u ons nou uitgelê het, verstaan ons nou natuurlik wel. Maar na my wete het Moses 5 boeke geskryf. Hulle het min of meer dieselfde styl en dieselfde gees. Wie kan hulle lees en wie kan hulle verstaan? Wel, dit sou dan nie moontlik wees om 'n heel algemene riglyn daaroor aan ons te gee nie. Ek sal wat my betref, my van nou af aan hoofsaaklik met die gewyde skrif van die Judeërs besig hou, omdat ek vir my 'n goeie kopie daarvan uit die tempel laat verskaf het, sou ek ook graag wil verstaan wat ek daarin lees. Die Hebreëse taal beheers ek volkome. Hierdie ou was 'n Romein gewees, en die woordelikse inhoud van die skrif verstaan ek heeltemal. Maar wat het ek aan die letterlike betekenis van die woorde en die materiële inhoud daarvan, as ek nie die gees daarvan kan deurgrond nie? O meester, gee ons daarom 'n sodanige riglyn, dat ons kan verstaan wat ons lees. En dit is ons almal se probleem gewees by die wet.
Ons het nie insig gehad in die geestelike fasette van die wet nie. Alles wat Moses geskryf het, het 'n geestelike fondament, ondergrondliggende fondament in. Maar mense krap net rond op die oppervlak van die goed en word heeltemal meegevoer deur die fisiese riglyne in die wet. Ek wil 'n voorbeeld noem. Daar staan in die wet iewers, jy mag jou grenslyne nie verlê nie. Nou, almal wanneer jy daai woord hoor, dan sien jy 'n draad, pale, draad tussen twee bure. En jy lei af dat ek mag nie daai ou se grens kleiner maak nie. Dit is wel deel van die natuurlike waarheid, want dit is hoe dit gegee is. Maar daar is baie dieper geestelike grense wat nie verlê moet word nie. Jy gaan nie in 'n geselskap met jou vriend of jou broer vir sy vrou knipoog en oogies maak nie. Want nou verlê jy die grense van die huwelik. Jy verlê die grense van naaste liefde teenoor jou broer en sy vrou. Jy gaan nie met 'n kind van 15 jaar gemeenskap hê nie, want dit is grense wat verlê word. Dit is grense wat Vader vir ons gee. En dit is nie net die natuurlike draad of omheining wat geskuif moet word nie. Vader het vir ons grense gegee om binne ons eie ras voort te plant. Dit is opdragte. Die mens het daai grens tot niet gemaak. Die kerke vandag in Suid-Afrika, dalk minus 1 kerk, almal van hulle staan verbastering voor. Die grense is geskuif sodanig dat daar nou eintlik geen grense meer is nie. Dieselfde met geslagtelike veranderings, homoseksuele verhoudings in die manlike en in die vroulike kant. Daar's geen grense meer nie. As twee mans mekaar liefhet, sê die kerk moet ons hulle trou, want dit is liefde. Jesus is liefde. Wat 'n gruwel. En dit kom alles uit een reël in die skrif. Jy mag nie jou buurman se grense verlê nie. En so is daar baie dinge in die skrif wat op geestelike wyse baie meer uitgeput kan word uit die wet uit, wat dan die hele leer van Yeshua, die liefdesleer van Yeshua, bekragtig en aanvul in steede van om in teestelling met Yeshua se wette te staan van jy moet jou vader lief hê en jou naaste soos jouself. Want sou jy daardie twee wette nakom van Yeshua, dan sal jy geen probleem hê met die hele wet wat 613 klein wette in het nie. Want jy sal dit nie oortree nie, want die liefde sal jou verhoed. So eenvoudig soos dit. Ons wag dan nou dat môre wat Yeshua ons nog verder gaan leer oor die wet. Sirenius sê hier, hulle het ook net in hulle tyd 5 boeke gehad, maar daar was in werklikheid 7 wetboeke, en die ander 2 is deur die bose priesterorde van Israel, is dit weggehou van die mense en later tot niet gemaak. En dan was daar nog 'n profetiese aanhangsel tot die wet ook. En daardie 2 boeke het juist duidelik die mens geleer hoe om die 5 boeke geestelik te verstaan. Maar hulle wou dit nie vir die mensdom gee nie, want dan het hulle nie meer 'n job nie. En dit is ook hoekom die Rooms-Katolieke vir soveel honderde jare mense verbied het om 'n geskrewe kopie van die Bybel in hulle huise te hê. As hulle dit by jou gekry het, is jy doodgemaak. En dit was in hoogdrawende Latyns geskryf. Eers later het die Bybel begin vertaal word uit Hebreëus en Grieks na die algemene Europese tale, en dit het baie moeilik in die begin gegaan. Want die mens
wat in beheer was van die geestelike lektuur, wou nie gehad het dat die mense die kennis moet hê nie. En vandag is dit net so. Jy gee vir jou Bybel, dis die nuwe 2000 millennium uitgawe, maar hy is so vervals en so verdraaid, dat het jou net in een plek sal bring uiteindelik, en dis in die hel, en nie in die ligryke van Vader nie. Maar omdat hy 'n goue buiteblad het en goud vergulde letters en die ding kos 5-6 rand, is dit vir die mens so waardevol, terwyl dit niks is nie. Die innerlike opname van die ware woorde van Yeshua is al wat tel vir ons siele. Dis al, soos hierdie woorde vanmôre. Dis op 'n bladsytjie gegee, maar hierdie woorde is so waardevol en het soveel krag en geestelike lewensinhoud, dat dit is wat jou en my uit die modder van hierdie wêreld gaan uithaal. Nie 'n mooi vertoonde Bybel nie. Want die woord is Yeshua, en die Bybel sê dit, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Hy was die lig van die wêreld, maar die mens het hom nie aangeneem nie. En vandag, as jy vir mense vra, sal 99% vir jou sê, ja, die woord is die Bybel. Dit is nie waar nie. Die Bybel bevat 'n klein deel van die woord. Die woord is Yeshua, die seun wat vir ons gesterf het. Hy sê dit self, ek is die woord. Ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. So kom ons kry ons fokus reg op wie en met wie ons moet een word. Baie dankie.